Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Matteus 12 uit vers 38 tot 40. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en die fariseërs en hulle sê: Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Hy antwoord hulle en sê: 'n slegte en oorspelige geslag soek 'n teken. Geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees.' Jesus het geweet wat eintlik in hierdie fariseërs se harte aangaan, al het hulle hom meester genoem. Dis wat die woord sê, dat hulle lippe die regte taal gepraat het, maar dat hulle harte ver van hom af weg was. God se stem kom partykeer in die stiltes tussen die skrifverse deur. Toe Elia vir Jezebel gevlug het en daar gewens het om dood te gaan, was God stil en God het eers later met hom kom praat. Maar dit was nie in 'n harde stem, in die storm of die aardbewing of die vuur nie. Hy moes God se stem gehoor het in die stilte, die sagte stilte van die wind. Toe kon hy in eerbied uit daardie grot uitgekom, uit daardie spelonk en voor God kom staan het. Ons God is die Almagtige. As hy praat, sal die aarde bewe en sidder die berge. Sy heiligheid en sy glorie laat eilande in hulle fondamente skud. Maar hierdie God, wat so magtig is, kan met ons kom praat, in 'n stilte van net 'n sagte aandwyntjie. Hoekom praat hy so sag? As jy iemand naby aan jou wil hê om iets te hoor, of 'n geheim, as jy vir iemand iets wil sê wat ander nie moet hoor nie, dan fluister jy, en daardie persoon moet baie naby aan jou wees om te kan hoor wat jy sê. En net so wil God jou so graag naby aan hom hê, dat as hy fluister, dan weet hy jy sal hoor wat hy sê, want jou oor is al reeds so naby aan sy mond. Ons moet nie afhanklik raak van net tekens, en as daar geen teken is, dink God het nie geantwoord nie. Ek is een wat daarvan hou om salwing te ervaar wanneer ek bid. Dit is vir my 'n sekerheid dat God se krag deur die persoon beweeg. Maar ook kan ek vir jou sê, waar geen salwing was nie, het God nog steeds wonderwerke gedoen. So daarom sal ek gewoonlik vir mense leer om versigtig te wees, om gevoelens te hê in jou gelooflewe, om nie in 'n gevoel rond te stap nie, maar in die vaste wete, God is 'n hoorder van die wat hom soek in geloof. So antwoord God jou, ja, verseker doen hy dit, maar op sy manier en nooit soos jy dink dit sal wees nie. As jy van 'n teken wil praat, praat dan van kommunion, wat Jesus vir jou volbring het. Jy kan weet vandag, wanneer jy hierdie bloed van Jesus drink, weet hy van elkeen wat jou te nagekom het, van elkeen wat jy te nagekom het, van elke sonde wat tussen jou en God lê. Hy weet dit. En daarom kan jy sy bloed vanoggend neem. En jy kan in 'n skoon sluit begin, jy kan op 'n skoon bladsy begin. En dan kan jy ook maar weet, deur die wonde van Jesus Christus is daar vir jou genesing. Sonde veroorsaak so baie wonde. Onvergifnis kerf sulke diep wonde in ons siel in, wat selfs oorgaan partykeer tot siektes. En as ons Jesus se liggaam se wonde opneem, dan sal so baie emosionele wonde gesond word, wat ook naderhand ons fisiese wonde genees. Vanoggend kan ons net sê, dankie Jesus vir u bloed en vir u liggaam. Amen.